Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel. Dr. Barbara Lou sit weer saam met my hier in die ateljee. Is 'n vrou wat baie ervaring het, 35 jaar al betrokke in die gemeenskap en bediening. Sy is 'n geordende predikant en mede-stigter van Intertrauma Nexus, 'n nuwensgewende organisasie. Nou, sy is goed onderlê in narratiewe terapie, in posttraumatiese terapie en. So, miskien kan jy net vinnig vir ons luisteraars wat vir die heel eerste keer ingeskakel is, net gou sê, Dr. Barbara is lank in die land en dis die goed waarin sy gespesialiseer het. Net vir die ouens wat graag wil weet, waar kan ons die vrou in die hande kry? Die eerste deel van die bediening waaroor ek baie opgewonde is Intertrauma Nexus. Dit is ons, my en my man se bediening. Ja. En Intertrauma Nexus is hierdie jaar 21 jaar oud. Mondig. En dis genade van die Here dat Intertrauma Nexus dit so ver gemaak het, want ons het gemeenskapsgerigte projekte gehad en ons het nie 'n sent van die regering gekry om dit te kon doen nie. Nou kyk nou, dit kan gedoen word. Dit kan gedoen word. Maar ek glo nie ek het geweet waarvoor ek my inlaat nie. En soos wat ons in die gemeenskap gewerk het om mense te help om trauma agter die rug te kry, het die studies nou maar normaalweg of natuurliker gewys gevorm, sodat 'n mens invloed kon hê op verskillende plekke. In die beginjare was ons betrokke by die regering se misdaadvoorkomingsstrategie in 1998 en diens aan slagoffers, hulp aan slagoffers was toe baie prominent gewees. So ons het 35 polisiestasie gebaseerde projekte gehad wat deur vrywillige ondersteuners beman was en wat 'n mens gewerk het. En toe 'n mens mag gaan kyk waar is die grootste behoefte en daarin gaan spesialiseer. Soos ek gesê het voorheen, ek het met verkrachtingsslagoffers gewerk en ons unieke aanslag was gewees om te kyk na die slagoffer as ook na die sekondêre slagoffer wat dan die man of die kinders of die kollegas was. In die proses van om daai goed te dokumenteer, het ek gevind dat daar iets anders is. Dit was nie posttraumatiese spanningsversteuring nie, maar dit was posttraumatiese verbittering. En ons het dit die meeste by sekondêre slagoffers gesien, waar iemand vir jou sal sê, hulle het soos 'n klip in hulle hart verhard. En toe gaan ons, en toe ons nou uiteindelik navorsing gaan doen daaroor, weer eens in die koöperatiewe sektor, toe sien ons, maar niemand gaan aan my deur kom klop en sê, help my, ek is verbitterd nie. Al my respondente het uit die koöperatiewe bedryf gekom, waar dit 'n geval was wat 'n bestuurder sê, jy gaan vir berading, of jy het net nie meer 'n werk nie. Ons is nou moeg vir jou nonsens. En in daai proses het ek my respondente gekry. En die Bybel praat ook wat die Here vir ons sê, gee vir my jou hart van klip en ek gaan vir jou hart van vlees gee. En as iemand gesond word van posttraumatiese verbittering, is dit daai ruil wat ons sien. En die interessante ding van verbittering is, dis anders as die spanning, want hierdie mense is heeltemal bewus van die insident. Hulle kan vir jou sê, toe daardie ding in my lewe gebeur het, toe daardie bestuurder vir my sê, ek het nie meer 'n werk nie, dis waar al my moeilikheid gebeur het. En daai spanning verander hulle metabolisme, dit bring sekere siektes in hulle liggaam en natuurlik affekteer dit die brein. Dis my geweldig belangrik wat jy nou sê, voordat ons gaan uitkom by die gedeelte in jou boek waar jy sê tyd en die brein. Wil ek vir jou vra, help ons net gou weer die verskil sien. Ons het op die program ook al gepraat met van ons soldate wat in die weermag was en wat aan posttraumatiese stresversteuring ly. In baie van die gevalle dan nou wel so was. Jy bring 'n ander dimensie by waar jy sê posttraumatiese verbittering. Ja. Dis iets waaroor ek nog nooit gedink het nie. So dis definitief splinternuwe navorsing. Dit is splinternuwe navorsing en ek is baie opgewonde daaroor. Want dis die waarheid, dis oor daai verbittering wat baie van hierdie manne groepe begin het, waar hulle eintlik oor dit praat en glo dis 'n ontlonting en dis als behalwe dit. Voel vir my die verbittering raak groter. Dit is so. Nee? Kom ons kyk nou, dink nou aan posttraumatiese spanningsversteuring as 'n kameel.
En jy laai daai strooi op en op en op en op. Soos wat die spanning oplaai, gaan die kameeltjie se rug breek. Nou, posttraumatiese verbitteringsversteuring is as die hele boom op die arme kameel val en daar is die kameel nou kapot. Ja. Want dis een insident wat jou deurslaggewende insident is en hulle is bewus daarvan. Posttraumatiese PTSD is eintlik 'n redelike nuut gedokumenteerde versteuring. Ek kom maar basies hier uit 1980 uit. Voorheen was dit bomskok genoem gewees. Ja, dis reg. Maar toe is daar 'n Duitse psigiater, professor Michael Linden, wat gaan navorsing doen het na die Berlynse muur geval het. Toe die Berlynse muur geval het, het hulle dieselfde probleme geïdentifiseer as wat ons tans in Suid-Afrika sit met die nuwe Suid-Afrika. Regstellende aksie, werkverliese, ekonomiese uitdagings. En deur die Duitse pensioenfonds het hulle sy navorsing befonds. En dit is waar dit vandaan gekom het. Toe ek nou my navorsing begin, toe het ek vir professor Linden geskryf en vir hom gesê, dis wat ek wil doen. Weet jy, ek het 3 weke gewag. Toe stuur hy vir my 'n enorme e-pos met al sy navorsing in en gee vir my sy seën om dit in ons gemeenskap te kon doen. So ek is regtig so bevoorreg. Nou as jy sê verbittering, is dit so dat 'n mens amper wil sê, maar goed, as ons nou net vergewe, dan gaan dit die trauma wegneem. Weet jy, Wanda, ek glo vergifnis is 'n natuurlike resultaat van gesond word. Verbittering is soos 'n groot soetkuis, 'n tas vol emosies, want daar is 'n sin van om benadeel te wees, om onregverdig behandel te wees, om kwaad te wees. Dis heeltemal 'n hele pakket van emosies. Dis nie net een ding nie. En jy gaan dit nie met pille reg kry nie, en jy gaan dit nie met korttermyn terapie reg kry nie, want dit begin by 'n hartsgesindheid van ek wil gesond word. Ek wil hierdie goed agter my sit. En die mense wat die meeste ly onder verbittering is die familie en die vriende rondom hierdie mens. Die mens voel dalk ek is verneder en onregverdig behandel. En hulle gaan haal daai gevoelens op die mense rondom hulle uit. En hulle het regtig nie vreeslik van 'n bekommernis oor die feit dat hulle doen waarvoor hulle eintlik wil wegvlug. In watter mate het hierdie posttraumatiese verbittering 'n effek op geslagte daarna? Ek gryp gou terug na ons gesprek verlede keer het ons gepraat het oor die verlede en hede en die toekoms. So dit benadeel die toekoms as hierdie persoon nie gehelp word nie, is ek reg, want dit kan geslagte daarna ook in die rigting van bitterheid draai. Bitterheid glo ek het 'n geestelike dimensie, maar dan het dit ook 'n sosiale dimensie. Jou kinders gaan jou narratief, gaan jou storie napraat. En ek was geskok in my navorsing om te sien dat daar kinders is wat 8 jaar oud is en intens verbitter is oor die Boereoorlog. En dit is nou al hoe lank agter ons. En dit is 'n geval van hulle het die grootouers en die ouers se storie opgetel en dit nagepraat en dit word deel van hulle. So, as jy 'n gesonde nageslag wil hê, dan moet jy so gesond wees as wat kan kom. Ja, en jy praat van 'n mens se hele bioritme wat verander, daar's fisiologiese veranderinge wat plaasvind binne hierdie verbitterde fase waarin 'n ou dan is nie, of trauma waarin jy vasgevang is. Nou dink ek sommer net, ek wonder hoe gaan ons lyk oor 'n klomp jare, hoe gaan ons fisiologie lyk as ons nie uit ons trauma van verbittering gaan kom in ons land nie, nê? Ek dink dit is baie belangrik, want ons sien al klaar dat spanning kom en verander ons metabolisme. En as daai metaboliese veranderinge permanent word, dan dink ek gaan ons met 'n sieker ongestelde gemeenskap sit. En daar is sekere siektes wat definitief verbind word aan die spanning, aan die verbittering. En dit lyk of hierdie siektes mekaar aantrek en as 'n mens nie gesond wil wees nie, en jy is in jou siege en in jou gees nie gesond nie, dan het dit fisiologiese uitwerking. Absoluut. En dis hoekom jy sê, tyd en die brein. Nou wil ek 'n Engelse woord gebruik. Train jou brein. Lyk vir my, ons kan die brein kry om self herin te stel, of te reroute, te redirect, soos hulle in Engels sal sê, om dan wel by heel word uit te kom. Dit is so.
Want ons sien, ek het in een van die vroeër programme gesê, ons is gedraad om gesond te wil wees. Ons is gedraad om veerkragtig te wil wees. En as ons gaan kyk na die impak op ons brein, trauma kom en dit verander ons betekenisstelling aan woorde byvoorbeeld. Maar in jou brein en in jou hart, dink ek nie kan ons goed regtig in boksies sit nie. So as jy die begeerte en die gesindheid het om gesond te wil wees, dan dra dit by tot die suksesvolle en gesonde werking van jou brein. Dit is interessant, jy het ook 'n diagram hier in die boek, die sirkadiese siklus. Klink vreeslik geleerd. Vertel ons gevinnig, wat is die sirkadiese siklus? Ek sal graag dit wil verstaan. Jong, ons liggaam het amper soos 'n binnehorlosie. En daai horlosie help ons om deur 'n dag te kom. Met ander woorde, daar's 'n tyd om te gaan slaap, 'n tyd om op te staan, 'n tyd om te eet en om optimaal te funksioneer en te wil ontspan. En as jy dan dink spanning kom en hy versteur daai horlosie, dan is deel van die ooglopende goed om te doen om gesond te word, is om jou horlosiekie net weer terug te kry op ritme. En te sê, weet jy, my tyd om te gaan slaap is, kom ons sê 11:00 in die aand, en dan moet ek 6:00 opstaan. As jy dan deur 'n traumatiese gebeurtenis gaan, dan help dit nie jy sit en jy is bang en jy sit voor die TV tot in die klein ure van die oggend nie. Nee, kom ons kry daai normale orde terug. En as jy dan agterkom in hierdie ritme, wat jou unieke ritme is, werk goed nie lekker nie, kry hulp. Dit is so belangrik, dat jy nie wag tot al die wiele afval en alles verkeerd gaan nie, maar as jy op die klein goedjies agtergekom, ek slaap nie soos gewoonlik nie, ek eet nie soos gewoonlik nie, dat jy dit eerbiedig en aandag gee. Daar is 'n belangrike keerpunt en dis daai eerste keer waarna jy ook in die boek verwys, en ek wil graag ons gesprek vandag daarmee afsluit. Die eerste keer is baie keer hierdie absolute waterskeiding oomblik, wat 'n mens so bewus is van dinge. Kom ons gee aandag daaraan. Ek kan presies die dag onthou toe ek my man die eerste keer gesien het. Die eerste keer toe jy iets nuut gaan doen het. Want dit is ook baie keer die seerpunt in 'n mens se lewe. Die eerste keer toe iemand my gewond het. En as 'n mens daai storie vat en daarmee werk, 'n goeie storie wil jy onthou, en jy gaan die beelde en die musiek en alles bysit om dit te onthou. En die seer eerste keer, dat 'n mens daai eerste keer vat en sê, help my om gesond te word. Jy gaan nooit die eerste keer vergeet nie, maar jy kan hom anders onthou. Dis fantasties. So dit is letterlik, mens kan die brein leer om anders te onthou, gesond te onthou. So dis nie jou ontkenning nie. Dit is eerder 'n herprogrammering. Dis 'n herprogrammering of 'n viering, want die slegte goed wat met 'n mens gebeur, dit word jou getuienis. As jy hom misken, dan verloor jy dit, en dan mag jy dalk ook bietjie die lesse verloor wat jy daar uitgeleer het. Dis die waardevolle deel daarvan. Dis daai heel word gedeel. Goed, dis tyd om heel te word, wat ek mee saamkuier. Is 'n pragtige boek wat geskryf is deur Dr. Barbara Lou. As jy hierdie boek in die hande wil kry, en ek glo jy wil, is jy baie welkom om dit sommer nou te bestel, deur die woordjie bestel te tik, en dis bestel by blueeagle.co.za. Die Blue Eagle is BLE en dan Eagle, of jy kan besluit dis Blue Eagle, net soos wat jy wil. So dis blueeagle.co.za en begin jou e-pos met die woordjie bestel. Dan gaan jy die boek in die hande kan kry, maak seker jy deel nie alleen in hierdie waardevolle inligting nie, maar maak seker jou vriende en jou familie kry hom ook. Ons almal het een of ander tyd nodig om 'n besluit te neem om heel te word. Baie dankie, Barbara. Dit was